Goeiemôre en welkom hier by die Plaaskerk. Dit is altyd lekker om 'n opgewondenheid te sien tussen die mense en baie welkom vir die wat besoekers is hier vandag by ons. Julle sal sien ons is so 'n bietjie anders hierso. Ons hou nogal van mekaar hierso, ons is 'n lekker familie. Ons is baie bly om julle hier te hê en ons is almal baie dankbaar om 'n dag in die huis van die Here te hê. Ek wil net vir die mense wat besoekers is, badkamers is daai kant agter. En dan daarvoor is 'n boek, as jy 'n bietjie meer wil weet van wat hier aangaan, skryf jou naam en jou telefoonnommer daar neer. Ons gaan jou op 'n WhatsApp groep sit, dan gaan jy 'n bietjie meer inligting hê van wat hier by ons aangaan. Of almal baie welkom. Ek gaan net gou vinnig 'n paar afkondigings doen. Vandag is Abraham dan nou die diens in Micha 6:1-8 en dan het ons 'n heel wat verjaarsdae vir die volgende 10 dae of so. So JJ Jacobs die 22ste. Dan tannie Anna Olivier, sy word 90 op die 25ste. Abraham het nou gesê sy is een van die jonger mense in die kerk. So ons is baie bly dat sy geseënd en by ons is. Tannie Christine die 24ste. Geluk met tannie se verjaarsdag, gesoek tannie gaan 'n goeie jaar hê. Dan ook Bradley en Alfie Davidson die 27ste en 28ste Desember, so vir die mense 'n baie goeie verjaarsdag en 'n geseënde jaar vir hulle. Mense wat nog ongesteld is, alwaar van ons weet is Pinaar Papenfoes. Pinaar is uit, hy sterk by die huis aan. Dit gaan nog 'n tydjie vat, maar dit gaan met hom goed. In sy gees is dit goed, hy is besig om homself gesond te kry daar en die Here is besig om hom te seën. So asseblief hou hom in gedagte in julle gebede en voorbidding, dat hy vinnig weer by ons sal kan aansluit. Goed, dan die volgende een is net die aktiwiteite, so die selgroepe is almal toe. Dinsdag die 13de Januarie sal die een in die dorp hervat en die 14de Januarie sal die een hier op die plaas hervat. Daar by Jason die Vrydag die 16de is ons weer terug by die manne en dan die plaaskerk gaan aan hier soos normaal 9:00 in die oggend elke Sondag. Maar die kloof is toe tot en met die 11de. Right, Sunfield, volgende bediening sal ook weer die 16de Januarie wees. Hy is nou gesluit, dis 'n bietjie rustiger daar, so ryk asseblief uit met Jason voor die tyd, om saam te gaan daarna toe. Ek raai almal aan om dit te gaan probeer doen. Dit is regtig 'n goeie seën. Enigste verandering wat ek daar bygesit het, is die 28ste is 'n nagmaaldiens hier by Lazar. Onthou dan ook Kersoggend en Oujaarsdag gaan daar dienste wees, daar gaan nie koffie na die maar die dienste is wat dit daar aangedui is. Oujaar 6:00 die aand en Kersdag 8:00 die oggend. Ons sien uit om julle dan daar te sien. Goed, ons maak dit gou die oë toe en begin net met 'n gebed. Ons grote God, Hemelse Vader, Papa Vader, baie dankie dat ons hier by mekaar kan kom as 'n familie, Heer. Baie dankie dat ons hier is om U naam groot te maak en eer aan U te bring, Heer. Dankie vir die reën wat daar buite val, Heer. Dankie vir die seëninge wat ons kry. Ons vra dan ook dat U so die reën of die plekke sal stuur waar die reën nodig is, Heer, en ook daar waar reën 'n bietjie minder moet wees, dat U daar sal bestuur en dat U sal weet wat aangaan in die natuur, Heer. U is in beheer van die natuur en ons maak U naam groot en ons prys U alreeds daarvoor. Ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie dat ons hier by mekaar kan kom. Dankie dat ons met vrymoedigheid, met 'n oop hart en sonder vervolging na U kerk toe kan kom, Heer. Ons vra dat U Abraham se boodskap sal seën op grond wat U voorberei, Heer, en dat ons hier sal uitgaan met 'n boodskap spesiaal vir elkeen van ons. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Dan gaan ons net staan en 'n paar liedjies sing. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom by die hemelmuur, met bassyn en geskaal, kom hy al sy mense haal. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees vooral met jou sal gaan. Deur
sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na die wêreld met alles daarin. Wat gepreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoe sag waai die wind met die glimlach van 'n kind. Maak jou los van die kwaad, dis jou Skepper wat praat. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Doen slegs U wil hier, U wil met my, die potte baken, met my die klei. Vorm my en maak my, net soos U wil, op U slegs wag. Slechts U wil hier, U wil met my, tot en deursoek my, al moet ek lei. Witter as sneeuw hier, was my vandag, laag aan U voeten, doen slechts U wil hier, U wil met my, tot heel my lewe, U is gewy. Maak van my hart, o Heiland, U troon, tot elkeen Christus in my sien word, tot elkeen Christus in my sien word. Wat 'n voorreg het ons om almal vanmôre saam hier weer in die huis van die Here te mag wees. Ons sien dat baie mense is met vakansie, baie mense is lekker daar op die strande op die oomblik, maar wat 'n voorreg nog om vanmôre hier by mekaar te kan kom. En vanmôre het ons 'n besonderse oggend. Vanmôre het ons ook 'n oggend hier waar twee jong mense hierdie jong man aan die Here kom opdra. En is dit nie een van die grootste gebeurtenisse wat daar in die lewe kan wees vir enige ouer nie? En ek weet elkeen wat hier sit, wat reeds in hulle lewe voor God kom staan het en 'n gelofte afgelê het waar hulle God beloof het dat hulle kinders sal grootmaak in die weë van die Here, weet watter voorreg dit is, maar hulle weet ook dat daar 'n groot verantwoordelikheid daarin is. En mag dit vanmôre wees, wanneer ons hier gaan saamkom, wanneer ons gaan net so 'n bietjie stil word hier waar ons vir James aan die Here kom opdra, dat elke ouer wat vandag hier sit, weer opnuut sal dink aan daardie dag wat jy voor die Here gestaan het en daardie belofte voor God gemaak het, hoe jy jou kind sal grootmaak. Want is dit nie wonderlik as mens so met jou kinders soos wat hulle ouer word en hulle iets kan sien van Jesus Christus nie? Dat die Here jou so vertrou het, ja, in jou menslikheid, met jou foute en met alles, maar dat jy met die krag van die Here daardie kinders kan grootmaak, dat hulle werklik eendag kan wees dit wat God hulle bedoel het om te wees. En daarom julle twee vanmôre kom julle hier met die grootste voorreg wat daar is, wanneer die Here julle toe vertrou met James,
En werklik gaan ons vanmôre kom en ons gaan net so 'n bietjie stil staan. Want ja, ons het op hierdie pad wat julle gaan loop, kan julle nie op julle eie loop nie. En as mens verstaan dat mens dit net kan loop as jou hand in die Here se hand bly, as mens hom toelaat om jou te lei elke tree van die stap, dat mens dan werklik kan sien hoe die Here werk in julle lewens en hoe julle ook dan daardie vreugde sal ervaar wat mens net van die Here kan kry. Maar kom ons sluit ons so. Hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons vanmôre so in die huis bymekaar mag kom. Wat 'n voorreg, Here, hier waar die reën so mildelik hier buite uitsak. En ons net die grootheid elke dag besef, Here. En waar ons vanmôre hier gaan stil word rondom U woord. Here, sal U vanmôre ook met elkeen van ons praat. Waar ons hierdie wonderlike voorreg het, Here, om vanmôre weer 2 ouers te hê wat hulle kind aan U wil kom toewy, wat wil kom om by U voete wil kom neersit, Here. Waar hulle kom erken dat hulle alleen nie hierdie pad kan loop nie. Dat hulle nodig het dat U hulle sal dra, dat hierdie kind in U seën groot sal word. En daarom is my gebed vanmôre, Here, dat U nie net met hierdie ouers en met James sal praat nie, maar met elkeen van ons wat hier is. Dat ons weer opnuut voor U sal stil word, weer opnuut sal nadink wat 'n voorreg dit is, maar ook watter verantwoordelikheid dit is om 'n kind groot te mag maak. Maar dankie, Here, dat U ons so elke dag met U seën oorlaai, dat U ons elke dag dra, en dat elkeen van ons wat kind van God is, nooit benoud hoef te wees nie. Want ons weet, maak nie saak op watter pad hierdie lewe ons vat nie. As ons daardie pad stap in vertroue en altyd opkyk na U, dan weet ons dat U ons die krag en die wysheid en die insig sal gee elke dag van ons lewe. En ons dank U daarvoor en ons bid nou, Here, dat U vanmôre ook hier met ons sal wees, dat U elkeen sal aanraak en dat ons ook hier sal uitstap, dat ons weer sal weet hoe geseënd elkeen van ons is om kind van God genoem te mag word. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Wat 'n voorreg is dit waar ons vanmôre hier by mekaar gaan kom, waar Emma en Ernst, waar julle vanmôre kom om vir James aan die Here te kom opdra. En elkeen van ons wat hier sit weet dat dit 'n besonderse dag is. Want die Here het hierdie kind aan hulle toevertrou. Hierdie is 'n geskenk uit God se hand. Dis nie maar net toevallig nie. Die Here het hierdie 2 mense gekies om hierdie kind groot te maak. En die Here het julle vanmôre ook geroep, dat dit op julle hart gelê is, dat julle wat nou in Australië bly, hier in Suid-Afrika wil kom en hierdie kind aan die Here te kom toevertrou. Dat julle wil sê, Here, ons kan nie op ons eie nie. Ons het U hulp nodig. Ons wil hierdie kind in U verbond groot maak. Ons wil hierdie kind groot maak dat hy werklik 'n lewe sal leef soos wat U vir hom bedoel het. Want ja, as ons vanmôre hier staan, dan weet ons elke liewe kind, elke mens het God mee 'n plan. En God gebruik mense, aardse ouers, aan wie hy hierdie kinders skenk. En ons het 'n verantwoordelikheid om hierdie kinders so groot te maak in die Here se naam. En vanmôre kom julle 2 so, maar julle 2 is ook nie alleen hier nie. Want julle weet, as ek hier sit, die oupas en oumas wat saam met julle hier is, wat saam met julle gaan help om hierdie kinders groot te maak. Die familie, die vriende, 'n hele gemeente wat hier vanmôre saam voor God kom om te hoor waar julle 'n belofte maak dat julle hierdie kind in sy weë groot sal maak. En dat elkeen wat vanmôre hier is, al is julle ver daar in Australië, in hulle gebede, in elke dag wat hulle dalk met julle mag praat, dit sal gebruik om julle te help om hierdie kind ook so in die Here se naam groot te kan maak. Want as ons in die Bybel lees, dan sien ons in Psalm 127 vers 3, dan staan daar, kinders is 'n gawe van die Here, die vrug van die moederskoot is 'n beloning. En dan in Markus 10 vers 14 het Jesus self gesê, laat die kindertjies na my toe kom
en moet hulle nie verhinder nie, want aan hulle behoort die koninkryk van God. En met hierdie woorde nooi ek julle twee vanmôre, Ernst en Emma, om saam met James Ernst Jordaan hier voor te kom staan. En vandag is 'n spesiale geleentheid, want vandag kom julle en julle kom beloof voor God dat julle vir James in die weë van die Here sal grootmaak. En hierdie is 'n oomblik waarin ons die seën van God deur James gaan vra, waar ons gaan vra dat die Here julle twee as ouers ook sal seën en dat hy julle in julle geloofswandel sal dra en dat ons ook elkeen wat vanmôre hier is en veral die grootouers gaan vra om hierdie kinders te ondersteun in hierdie pad wat hulle hierdie jong man gaan grootmaak, want ja, hulle gaan dit ook nodig hê. En vanmôre wil ek vir ons fokus hier net op Micha 6 vers 8, want in daardie gedeelte kom God en hy maak vir ons bekend wat hy van elke kind van God verwag, hoe ons moet optree. En hy sê vir sy volk daar, julle moet reg doen, julle moet liefde betrag en julle moet ootmoedig wandel voor God. En hierdie 3 rigtingwysers wat ons in daardie gedeelte sien, wil ek vanmôre ook kom en op James se lewe gaan ons ook vra dat dit van sy lewe waar sal wees. Dat hy werklik reg sal doen waar hy in regverdigheid sal wandel, waar hy liefde sal betoon elke dag aan elke mens wat hy sal teekom. En dan die belangrikste wat dit saamvat, dat hy in nederigheid sy pad met die Here sal loop, dat hy altyd sy hand in die Here se hand sal hou en dat ons hom sal toebid, dat hy so 'n geseënde lewe sal kan leef. Maar hy kan dit op sy eie nie doen nie, en daarom het die Here hierdie 2 ouers, Ernst en Emma, die Here vir julle 2 geroep om hierdie kind groot te maak. En vanmôre gaan ek kom en ek gaan vir julle hierso 3 maklike vrae vra waarop ek net 'n antwoord van julle het. Maar as julle hierdie vrae antwoord, moet dit nie maar net antwoord omdat dit iets is wat ons vanmôre hieruit gewoonte doen nie. Staan vanmôre hier en besef werklik wat se gawe dit is wat God vandag aan julle skenk. Wat se voorreg dit is dat God vanmôre vir julle 2 sê, hierdie jong kind gee God vir julle en hy vra vir julle, maak hierdie kind groot in my weë. En daarom wil ek julle vanmôre vra, bring julle vandag vir James Ernst Jordaan na die Here toe. Erken julle dat 'n kind 'n gawe van God is en dat julle 2 verantwoordelik is as sy aardse ouers om hom in die lig van sy woord groot te maak. Sal julle nie net deur die woord van God nie, maar deur julle lewens, dat hy elke dag in julle lewenswandel sal sien hoe julle werklik in die weë van die Here wandel self, sodat daardie huis waarin hy groot word, hy 'n ouerpaar sal hê wat nie net sal sê dat ons die Here dien nie, maar dat hy uit julle voorbeeld sal sien hoe lyk dit wanneer iemand die Here dien. En sal julle daagliks hierdie seën van julle in 'n gebed aan die Here opdra? Sal julle hom werklik lei dat hy 'n waarlike verhouding met Jesus Christus mag hê, sodat hy God se doel vir sy lewe kan vervul? Wat is hardop hier op julle antwoord? As ons vanmôre so kyk en hierdie 2 wat dit so antwoord, en soos ek nou al gesê het, oupas, ouma, dis werklik in die lewe nodig dat om hierdie na te kom nie altyd so maklik is nie. Die lewe gebeur en daar gebeur baie dinge. En om hierdie wonderlike voorreg wat daar is, gaan hulle werklik op julle staat maak ook dat julle hulle daarin sal lei. En mag julle ook met julle lewens 'n voorbeeld vir hulle wees, net soos wat ek nou vir hulle 2 gesê het, dat dit help nie ons sê vir ons kinders iets, maar ons lewens spreek van iets anders nie. Dat julle werklik met julle wandel elke dag ook hulle 2 sal help om hierdie kind groot te maak in die weë van die Here. En ek gaan nou
gaan ons hier voor as julle tweeetjies vir my so staan. As jy so, ek dink Etienne het sê, ek gaan vir julle van daai kant af. Wil ek vanmôre kom en ek wil vir James Ernst Jordaan kom ek en ek seën jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En ek wil jou toebid, James, dat die woorde van Micha 6 vers 8 werklik in jou lewe waar sal word. Dat jy reg sal doen, dat jy liefde sal betoon en dat jy altyd in afhanklikheid van die Here in ootmoed met die Here sal stap. En daarom bid ons daardie seën op jou toe en vir julle twee as ouers wil ons vanmôre toebid dat die Here julle werklik die krag sal gee, dat julle sal ervaar hoe die Heilige Gees julle ook sal lei in hierdie taak wat julle het om hierdie kind groot te maak. Maar dat julle dit elke dag as 'n grootste seën uit God se hand sal sien. Daardie voorreg dat die Here julle twee gekies het om vir James groot te maak. En ek bid vir julle toe dat julle elke dag dit so sal ervaar, die genade van God, die wysheid en die insig, dat julle dit werklik sal kan doen. Kom ons sluit ons so, Hemelse Vader, ek wil vanmôre kom en ek wil vir James aan U kom opdra. Here, ek wil vir U vra dat U werklik hom sal seën, dat U sal gee dat hy 'n lewe het, waar hy elke dag na aan U sal leef, waar hierdie twee ouers vanmôre met hierdie belofte wat hulle voor U kom aflê het, Here, dat hulle werklik hierdie kind sal groot maak in U weë. Ja, Here, dat daardie plan en daardie doel wat U met James se lewe het, waar U met elke kind 'n plan het, dat hy werklik so sal leef en sy plan vir sy lewe sal verstaan, omdat sy ouers hierdie belofte wat hulle vandag gemaak het, ernstig opneem, omdat hulle dit sal uitleef. En daarom bid ek en ek vra, Here, dat U vir James en vir Emma en vir Ernst sal seën, Here, op hierdie pad wat hulle gaan loop, en so ook hulle, die oupas en oumas in die familie en elkeen, Here, dat U hulle werklik sal dra, dat U hulle werklik sal toerus om hom groot te maak in U weë. En ons dank U, Here, dat U ons as mense met al ons swakhede, dat U ons tog toevertrou om kinders groot te mag maak. Want ons weet ons hoef dit nooit in ons eie krag te doen nie, maar dat ons na aan U bly, dat ons hierdie kind by U voete neersit, dat ons dan kan weet dat daardie seën op sy lewe 'n werklikheid sal wees. En dankie, Here, vir hierdie voorreg om vanmôre so vir James na U toe te bring, om aan U toe te vertrou, en dat ons elkeen vanmôre opnuut sal sê, dankie, Here, dankie dat elkeen van ons in U seën mag leef, dat elkeen van ons kind van God genoem mag word, deur wat Jesus Christus aan die kruis vir elkeen van ons gedoen het. En daarom is my gebed, dat U hulle so sal seën, elke dag van hulle lewe. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan vra dat almal opstaan en dan, Christian, as ons vir hulle sal toesing, laat Here die seën op hul daal. Laat hier U seën op hul daal. U guns uit Sion hul bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil hier U sien oor hul gebied. Laat hier U seën op hul daal. U guns uit Sion hul bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil hier U sien oor hul gebied. Here
Rika, ek gaan vra. Ons wil graag vanmôre wil ons vir James wil ons net ietsie hier oorhandig. En mag hierdie 'n handboek wees wat hy regdeur sy lewe kan gebruik. Mag dit wees dat jy elke antwoord wat jy nodig het hieruit sal kry. Dat jy altyd hierdie kind by die Jesus se voete sal hou en dat jy hom werklik groot sal maak en dat jy die seën sal beleef dat as jy 'n kind in die Here se naam groot maak, as jy na in die Here leef, jy is gesin, dat jy elke dag net die seën uit God se hand sal beleef, daardie vrede, daardie vreugde wat net by God te vind is. En ons bid dit vir julle toe, dat julle dit werklik in julle lewens saam as gesin so sal beleef. En daar sy vir jou, James. Baie dankie julle. Hemelse Vader, wat 'n voorreg was dit om vanmôre te kom en weer twee ouers te sien wat se harte werklik smag daarna om hulle kind in die naam groot te maak. En Here, mag dit wees dat elkeen van ons wat dit vanmôre weer net hier weer besef, hoe geseënd elkeen van ons is. Ja Here, dat U by elkeen van ons kom stil staan en dat U vir elkeen van ons vanmôre sê, kom en leef in my seun. Kom en ervaar my grootheid in jou lewe. Kom sit jou hand weer in my hand. En as jy so leef met jou hand in my hand, waar jy kniel voor my en buig voor my, sal ek jou 'n vrede en 'n vreugde gee wat jy nêrens in hierdie wêreld kan kry nie, maar net by my. En wanneer God dit vir elkeen van ons sê, mag dit vanmôre wees wanneer ons gaan stil staan hier rondom God se woord, dat die Here met elkeen van ons sal praat en vir elkeen van ons hierdie boodskap sal bring, dat ons harte aangeraak sal word, dat ons sal uitstap met 'n vreugde omdat ons kan weet, ons leef nie hierdie wêreld en al hierdie groot probleme, al die dinge wat daar is ons nooit alleen nie. Maar U is by ons, U dra ons. Ja Here, wat 'n voorreg vir elkeen van ons om te mag weet, U het ons so lief, dat U daardie vrede en vreugde vir ons wil gee. Wees U vanmôre met ons in hierdie erediens, Here. Gee elkeen van ons 'n ontvanklike hart. En spreek U, Here, en gee dat ons werklik sal luister. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Wat 'n besonderse oomblik is dit as ons 'n kind so na die Here toe bring, 'n kind aan die Here toewy. En baie keer vergeet ons as mense dat 'n kind wat so klein is, hy kan vanmôre nie 'n keuse maak nie. Hy kan nie kies om al die Here vanmôre te kies nie. En tog sien ons vanmôre iets groots. Dat James vanmôre al so in sy lewe is dat die Here sê hierdie kind behoort aan my. Sy naam word oor God se lippe uitgeroep. God se hand rus oor hierdie kind op sy lewenspad. En die Here sê ek is teenwoordig in hierdie lewe en ek hou jou vas. En as ons so daarna kyk, dan sien ons hoe dit is dat dit alles begin by God se genade, nie by ons prestasies nie. Want sien, hierdie kind het vanmôre is hy hier wat hy kan leef in die seën van die Here, nog voordat hy kon verstaan enigsins wat dit beteken. Ja, hy gaan in sy lewe, gaan daar nog daar wees wat hy keuses gaan moet maak. Daar gaan daar wees wat hy vreugdes gaan beleef. Daar gaan daar wees wat hy gaan struikel. Maar hy gaan altyd 'n tyd wees wat hy kan kies.
dat hy kan leer. En dis presies waar ons vanmôre gaan stil staan as ons hier by Micha 6 gaan die woord van God ons daar ontmoet. Want sien, hierdie hoofstuk wat ons hier gaan lees, hierdie eerste gedeelte, vra nie vanmôre vir ons, is jy godsdienstig genoeg nie? Hierdie gedeelte vra vir ons, leef jy naby God se hart? En hierdie vraag is 'n vraag wat James in sy lewe gaan beantwoord, maar hierdie is ook 'n vraag vir elkeen van ons wat vanmôre hier sit. Want sien, ons is almal kinders van God wat onder God se seën leef, en ons almal behoort op 'n pad te loop op hierdie stadium op ons lewenspad, waar ons so sal optree dat ons God sal eer. Maar vandag wil ons luister na hierdie woord, waar God self kom en vir ons 3 praktiese dinge gee, en vir ons sê hoe ons moet optree. En ek wil hê ons moet saam lees as ons Bybels daar oopmaak, by Micha 6, en ons lees saam die eerste 8 verse. Hoor tog wat die Here sê, staan op, toos in teenwoordigheid van die berge, en laat die heuwels na jou stem luister. Hoor berge, die toos van die Here, en onwankelbares grondslaaf van die aarde, want die Here het 'n twis met sy volk en sal met Israel 'n regsgeding hou. My volk, wat het ek jou aangedoen en waarmee het ek jou vermoei? Antwoord my, ja, ek het jou uit Egipte land laat optrek en jou uit die slawehuis losgekoop, en ek het voor jou uitgestuur Moses, Aaron en Miriam. My volk, dink tog aan wat Balak, die koning van Moab, beraadslaag het, en wat Bileam, die seun van Beor, hom geantwoord het, en wat gebeur het van Sitem af tot by Gilgal, sodat jy kennis kan dra van die regverdige dade van die Here. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan en my buig voor die hoë God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaaroud kalwers? Sal die Here welbehae hê in duisende ramme en 10.000 strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen, en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? As ons hier kyk in Micha 6, dan begin hierdie gedeelte glad nie saggies nie. Ons sien nie, hoor tog wat die Here sê, staan op, toos in teenwoordigheid van die berge, en laat die heuwels na jou stem luister. En hierdie woorde ruk eintlik hierdie volk wakker, en dit moet elkeen van ons vanmôre ook wakker ruk. Want hier praat God duidelik, en hy praat doelbewus. En hierdie is nie sommer net 'n fluistering nie. Nee, hier sien ons, God roep nie net in hierdie gedeelte sy volk nie. Hy roep selfs die berge en die heuwels as getuies. Want sien, die berge is standvastig. Hulle verander nie met die winde van gevoel of omstandighede nie. Hulle het al geslagte gesien kom en geslagte gesien gaan. Hulle het die gehoorsaamheid en die afdwaal van Israel al soveel keer aanskou. En teenoor hierdie onwankelbare getuies bring God sy saak teen sy volk. Maar let op hierdie twis wat hiervan gepraat word, wat God met sy volk voer. Hierdie is nie 'n twis soos 'n wrede regter nie. Nee, hierdie is die twis van 'n vader wat omgee. Want wanneer God jou roep, wanneer God so ernstig met jou praat, as jy vanmôre hier sit en hoor die woord van God en God praat ernstig met jou, dan is dit nie om jou te straf nie, nee, dan is dit omdat hy daardie verhouding met jou wil herstel, daardie verhouding met hom. Want sien, God kon maklik wegdraai, hy kon maklik weggestap het of hy kon maar net geswyg het, maar hy doen dit nie. Want sien, God wys hierin dat hy betrokke wil wees in hulle lewens.
dat hy hulle God wil wees. En vandag beteken dit vir ons iets persoonlik ook. Wanneer God jou aanspreek, dit kan wees deur sy woord wat hy jou aanspreek, dit kan deur jou gewete wees, of dit kan selfs net wees met die lewe rondom jou met wat gebeur. Is dit nie omdat God kwaad is vir jou nie, nee. Dis omdat God vanmôre weer na jou toe kom en hy sê, ek wil jou nader aan my hê, ek wil werklik in 'n verhouding met jou leef. En dan vra dit 'n eerlike kyk na ons lewens en ons verhoudings. Want sien, God wil hê ons moet sien. Ons kan onsself nie net van hom losmaak nie, en hy sal ons nooit los nie. God los nie net sy volk hier omdat hulle weer afgedwaal het nie. Hy het 'n hart vir sy volk, hy wil hulle nader trek. En net so roep hierdie woorde elkeen van ons om weer vanmôre te besin en te vra, waar in my lewe is ek dalk vanmôre te ver van God se hart af? Dan sien ons verder in hierdie gedeelte, dan kom die mees seker aangrypende gedeelte in hierdie skrifgedeelte wat ons gelees het, wanneer God sê, my volk, wat het ek jou aangedoen en waarmee het ek jou vermoei? En hoor net God se stem hierso. Dis 'n seer stem van 'n vader wat hartseer na sy kinders kyk, hierdie volk van hom vir wie hy so lief is, en hy vir hulle hierdie vraag vra. En as die Here vanmôre na ons kyk en hy moet hierdie vraag vir ons vra om self ondersoek te doen, om dalk te sê, wanneer het ek begin dink dat God teen my is, soos wat hierdie volk gedink het, eerder as by my? Wanneer het ek hom as 'n las gesien en nie as my redder nie? En dan sien ons God herinner sy volk en elkeen van ons oor sy trou, oor sy genade. As hy vir hulle sê, ek het julle uit Egipte land bevry, uit die huis van slawerny. Ek het leiers gestuur soos Moses, Aaron en Miriam, mense van vlees en bloed, om te lei, om julle te beskerm, om julle te dien. En hy herinner hulle selfs daaraan hoe hy vyhandige volke gebruik het met hulle vyhandige planne, soos Balak en Bileam, en hoe hy dit kon omdraai om in hulle guns te werk. En dan sê die Here vir hulle hiermee, kyk terug, onthou, ek was nog altyd getrou, ek het julle nooit gelos nie. En is hierdie vraag nie ook persoonlik vir ons vandag nie? Waar het God jou al in jou lewe geseën, toe jy dit self nie kon doen nie? Waar het hy jou gered uit 'n situasie waar dit vir jou so hopeloos was, dat jy gedink het, daar's nie 'n manier wat jy hierdeur kan kom nie? Waar het hy jou liefde geskenk en jou leiding gegee, toe jy dit glad nie verdien het nie? Want hierdie vraag is 'n uitnodiging om vanmôre te onthou, dat ons die dankbaarheid in ons lewe moet laat groei. Want sien, gehoorsaamheid, ware gehoorsaamheid kan net uit jou lewe kom, wanneer jy werklik erken, alles wat ek in my lewe het, alles wat ek in my lewe is, kom uit God se hand. Alles behoort aan hom. En as ons vanmôre hier kom, dan vra God dieselfde van ons. As ons vanmôre na ons eie lewens kyk, herken ons nog God se hand in ons lewe? Weet ons dat hy ons lewe in sy hand hou, dat alles wat in ons lewe gebeur in God se hand is? Is jy vanmôre bereid om weer jou hart oop te maak vir sy liefde, vir sy leiding? En selfs wanneer jy moeg of teleurgesteld voel, as jy dalk vanmôre hier sit, jy het dalk 'n harde jaar agter jou, jy voel dalk dat jy nie meer krag het nie, is jy vanmôre bereid om te sê, Here, ek maak my hart weer oop, ek stel my weer onder die leiding? En dan sien ons die volk se antwoord wanneer God hierdie vraag vir hulle vra. Want sien, hulle antwoord op so 'n manier wat wys hulle mis die punt heeltemal. Want waarmee sal ek die Here tegemoet gaan? Sal ek hom brandoffers bring, jaaroud kalwers, duisende ramme, tientalle strome olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding? En hier sien ons iets wat so diep menslik is, iets wat
ons ook so baie kere in ons lewens doen. Wanneer ons ongemaklik voor God staan, wanneer God ons aanspreek oor wat in ons lewe aangaan, omdat daar dinge in ons lewe is wat nie reg is nie, net soos wat hierdie volk hier was, dan probeer ons ook dikwels, net soos hulle, om God te probeer paai met ons prestasies, offers van uiterlike vertoon. Hier dink ons baie keer net soos hulle. Hoor wat dink hulle? Hulle dink, as ek net genoeg gee, as ek net genoeg doen of na die Here toe bring, dan sal die Here vrede met my hê. Maar hierdie antwoord is so oppervlakkig. Want sien, hulle harte is nie regtig oop nie. Hulle dink in terme van om iets te ruil. As ek vir God iets gee, sal God my vrede hê, sal God my lief hê. As ek hierdie wette en hierdie reëls nakom, eerder as om in 'n ware verhouding met God te leef. En hoe dikwels doen ons wat hier sit nie maar dieselfde nie. Ons bid, ons gee, ons werk hard, ons is selfs hier by die kerk besig, ons volg die reëls. Maar tog as jy baie keer eerlik moet wees en jy sit vanmôre hier, moet jy sê, my hart is so ver van God af. Ons probeer ons deel doen, maar ons erken nie die waarheid dat ons afhanklik is van God vir alles in ons lewe nie. En dit is 'n gevaar van godsdiens, wat so indrukwekkend kan lyk. As iemand van buite na jou kyk, kan hulle dink, daardie persoon is werklik so mooi godsdienstige mens. Maar dan mis hulle heeltemal die punt. Want God wys in hierdie gedeelte, hy soek nie groter offers nie. Hy soek 'n hart wat hom volkome vertrou. Hy soek opregtheid. Dit gaan nie oor uiterlike dade nie. En hierdie gedeelte is 'n waarskuwing vir elkeen van ons wat vanmôre hier sit. Jy kan dalk godsdienstig lyk, maar tog so ver van God se hart leef. Want sien, as jy ware geloof het, dan bring dit jou nader aan God. Dit vat jou nie verder nie. Dit vra eerlikheid, nie prestasie nie. Dit vra jou om jou hart vanmôre opnuut oop te maak en te sê, Here, ek kan nie sonder U nie. Ek het U nodig in my lewe. Al hierdie planne, al hierdie dinge wat ek doen, kom tot niks, want ek doen dit op my eie en ek vertrou U nie. En vandag vra God dieselfde van elkeen van ons wat hier sit. As hy sê, is jou geloof regtig 'n verhouding? Nie net 'n stel reëls of 'n stel rituele wat jy nakom nie. Kan jy eerlik vanmôre sê, jou hart is oop? Dat jy nie net maar dade in jou lewe is wat jy doen om te lyk of jy die Here dien nie. En dis 'n uitnodiging vanmôre weer tot selfondersoek. Om weer nader aan God te kan kom. Want sien, dis die eerste stap hoe jy werklik in 'n verhouding met God kan leef. En waar daar ware verandering in jou lewe kan kom. As jy erken, Here, miskien is ek net besig om godsdienstig te lyk. Maar miskien is my hart ver van U. En dan kom die antwoord wat alles helder maak, soos die lig wat deur die donker breek vir hierdie volk. Wanneer ons lees, hy het jou bekend gemaak o mens wat goed is. En wat vra die Here van jou anders? En hier's die dinge. As om reg te doen, as om liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. En is hierdie nie iets pragtig wat ons sien nie? God maak nie dinge ingewikkeld nie. Hy het nie hierdie geheime formules wat hy daar stel nie, hierdie onbereikbare standaarde nie. Nee, hy kom en hy sê dit eenvoudig. Hy vra jou, jy kan 3 dinge doen. As jy hierdie 3 dinge doen, sal jou lewe verander. Jy moet reg doen, jy moet liefde betoon, jy moet ootmoedig wandel met God. En hierdie woorde, as jy dit werklik in jou lewe sal toepas, is hierdie bevrydende woorde. Want dan kry jy hierdie padkaart hoe jy jou lewe saam met God kan loop. Dit gaan nie oor 'n lys van prestasies nie. Dit gaan oor 'n uitnodiging wat God hier aan elkeen van ons vanmôre weer rig en sê, ek wil in 'n verhouding met jou leef. Moenie dink jy moet al hierdie dinge doen,
dat ek jou lief kan hê nie. Kom en gee jou hart volkome aan my, want ek wil in 'n verhouding met jou leef. En dan kom die Here en hy sê vanmôre vir jou, jy hoef nie alles te weet nie. Jy hoef nie alles in jou lewe reg te doen nie. Begin net om hierdie dinge te doen. Want sien, dis belangrik dat ons vanmôre persoonlik in ons eie lewens sal kyk. Waar in jou lewe kan jy regs doen? Selfs in die klein dinge. Daar in die stil dingetjies waar jy regtig en met geregtigheid optree. Waar kan jy liefde betoon? Nie net teenoor die mense wat jou liefhet nie. Dis maklik om iemand lief te hê wat jou liefhet. Waar kan jy liefde betoon teenoor die wat dit nie so maklik is om lief te hê nie? En hoe wandel jy ootmoedig of nederig saam met God, waar jy die absolute afhanklikheid in jou lewe het, waar jy vir die Here sê, Here, ek kan nie op my eie nie, ek het U nodig. Waar jy nie in hierdie trots loop, waar jy dink jy kan self hierdie lewe aanpak nie. En hierdie 3 rigtingwysers is nie net 'n lys wat ons hier in die kerk sien nie, dis prakties in die praktyk wat God vir ons sê om dit toe te pas. Net soos wat James wat vandag hier gekom het, wat hulle toegewy het aan die Here, net soos hy gaan moet leer om te stap met God, dat sy hart by God sal uitkom in hierdie lewe, soos dit met elkeen van ons. Want Micha 6 vers 8 wys dat hierdie pad is 'n eenvoudige beginsel, maar dit vra volle toewyding van ons harte. Daar kan nie iets halfhartig in jou lewe wees nie, want dis die kern wat God vandag van ons vra. As ons kyk na reg doen, om reg te doen, beteken nie dat ek alles gaan regmaak wat in die lewe, alle wêreldprobleme wat daar is, dat ek dit nou op my skouers gaan neem nie, nee. Dit beteken dat jy met jou lewe, hoe jy elke dag optree in elke omstandigheid waar jy is, God se regverdigheid sigbaar sal maak. In Micha se tyd kan ons sien dat daar soveel onreg was, valse weegskale, bedrog, geweld deur die rykes, selfs die onderdrukking van die armes. En hier kom God en hy sê vir sy volk, en vir elkeen van ons wat vandag hier sit, as daar so iets in jou lewe is waar jy optree teen God se wil, waar jy optree wat nie in God se geregtigheid is nie, is God se woord vanmôre net soos vir sy volk, ek sien alles. Daar's nie iets wat jy vir my kan wegsteek nie, en ek ignoreer niks. En vandag beteken reg doen dikwels iets stil of onopvallend. Dit beteken dat jy eerlik is selfs daar waar niemand sien nie. Dit beteken dat jy nie voordeel sal trek uit ander mense se swakhede nie. Dit beteken dat jy sal opstaan vir waarheid, vir geregtigheid, selfs daar waar dit vir jou ongemaklik is of dit jou iets kan kos. So dit kan by jou werk wees, dit kan by jou huis wees, in jou gemeenskap, dat jy oral sal kies om reg op te tree volgens God se wil. God vra nie net perfeksie van ons vanmôre nie. Hy kom nie en sê jy moet perfek wees nie. Hy sê kom wees getrou. Kom met 'n toewyding om my te eer en reg te doen. As ons vanmôre so in ons lewens kyk, daar waar jy elke dag beweeg, is jy daardie mens wat as mense na jou kyk, hulle werklik in jou lewe kan sien dat jy so optree, dat hulle vir jou kan sê dat soos God hier van jou vra, jy moet reg doen, sy geregtigheid uitleef. Want sien, geloof moenie net mooi klink nie. Dit moet sigbaar wees en hoe dit lewens om jou kan verander, hoe dit jou lewe verander as jy so begin optree. Die tweede een wat die Here hier noem is om liefde te betrag of liefde te betoon in die nuwe vertaling. Want hierdie tweede oproep wys vir ons dat hierdie liefde gaan baie verder as net vriendelikheid of hierdie gemaklike gevoelens. Hierdie is 'n liefde wat volhardend is, 'n liefde wat nie verdwyn wanneer dinge in die lewe moeilik raak nie. Dis 'n liefde wat dra selfs wanneer ander mense val, selfs wanneer jy teleurgesteld of seer kry in die lewe, sal jy nog steeds liefde teenoor daardie persoon hê.
Hoekom? Want hierdie gedeelte wat sê om liefde te betrag, beteken om soos God te wees wanneer jy met mense omgaan. Hoe is God met elkeen van ons, al verdien ons dit nie? Hy's geduldig, hy's genadig, hy's getrou, selfs teenoor die wat dit nie so maklik is om dit teen te doen nie. Dit beteken dat ons nie in die lewe net moet liefde betoon teenoor die mense wat ons dink dit verdien nie, maar ook vir die gebrokenes, ook vir diegene wat verkeerd opgetree het, diegene wat swaar kry. En hierdie liefde moet aktief wees. Dit moet kies om te vergewe. Want sien, dit moet so wees dat dit werklik God se liefde en God se karakter weerspieël in hierdie lewe. En so moet elkeen van ons leer om deur getrouheid te volhard in liefde. Want hierdie liefde moet jou lewenswyse word. Want dit wys hoe lyk jou verhouding met God. Want as jy werklik mense kan lief hê, ongeag wat hulle doen, dan begin jy iets van God se karakter wys. Want God het elkeen van ons wat vanmôre hier sit, het hy lief. Ongeag wie jy is, ongeag wat jy doen. Hoeveel keer skryf ons mense in ons lewens net af? Hoeveel keer skuif ons hulle net uit? Hoeveel keer sê ons hulle verdien nie liefde nie? In hierdie gedeelte kom God en sê jy moet liefde betoon aan almal. Want wat maak jy met daardie liefde wat jy betoon? Jy wys God se hart. En as jy werklik so in liefde optree, sal jy daardie mense weer kan terugwen na God toe. En dan sien ons hierdie laaste een, die ootmoedig wandel met jou God. En as hierdie is die stap wat God van ons vra, wat alles so mooi saamvat. Want ootmoed beteken nie dat jy jou talente begrawe of dat jy alles in jou lewe, die gawes wat jy het, ignoreer nie. Nee, dit beteken om jou plek voor God te erken. Hierdie is 'n moeilike een vir die mens om te doen, want dit sê, jy moet besef dat jy nie die middelpunt van alles is nie. Alles in hierdie lewe gaan nie oor jou nie, maar dat God die bron van die lewe is, dat hy die wysheid is, dat hy die krag is. En ootmoediging beteken dat ek wandel in afhanklikheid van God en ek laat my eie trots staan. Dit beteken dat jy jou elke liewe dag aan God onderwerp, jou dade, jou woorde, jou keuses. En dat jy elke dag sal sê, Here, ek erken dat ek U nodig het, dat ek niks op my eie kan doen nie. En hierdie is 'n daaglikse oefening wat ons doen. Partykeer is dit vinnig en maklik. Ander kere struikel ons maar en is so struikelend wat ons daarby uitkom. Maar sien, elkeen van ons kan een sekerheid hê. Jy hoef dit nie op jou eie te doen nie. God stap saam met jou. En hierdie wandelpad waarop elkeen van ons is nie 'n prestasiepad nie. Dis 'n genadepad. Wat beteken dit persoonlik vandag vir elkeen van ons? Hoe hanteer jy elke dag jou dag? Jou werk, jou gesin, jou verhouding met ander? Want sien, wandeling in ootmoed beteken dat jy in elke liewe situasie op God sal vertrou. Selfs in daardie gevalle waar jy nie mooi verstaan hoekom God jou op 'n sekere pad stuur nie. Dit beteken om stil te staan by sy leiding en om op te hou om op jou eie krag staat te maak. En dit beteken dat jy in gehoorsaamheid sal begin leef, absolute afhanklikheid van God sal bly. Dat jy elke dag sal sê, Here, ek wil naby U hart bly. Want dit is die pad wat tot lewe lei. Die pad wat God bedoel het vir elkeen van ons om in te leef. Want as ek so in afhanklikheid van God leef, dan kry ek daardie vrede en daardie liefde en daardie hoop wat ek net by hom kan kry. Ons het vanmôre begin waar ons daardie jong man aan die Here opgedra het. En dit wys vir elkeen van ons dat elkeen van ons se lewe begin by God se genade. God se genade wat alles in ons lewe omvou. Hierdie kind kom onder God se seën voor hy nog self kan kies. Net so het God elkeen van ons lief, nog voor ons nog self kon kies.
En daarom kan elkeen van ons weet, ons leef geseën, omdat hy ons geroep het om op 'n lewe te leef wat sy karakter weerspieël, elkeen van ons. En vanmôre sê hierdie gedeelte van elkeen wat hier sit, God vra nie meer offers nie. Hy vra nie groot vertoon van ons dat ons lyk of ons godsdienstig optree nie. Hy vra 'n lewe wat sal antwoord wat Micha hier vir ons vra, hoe ons moet leef, waar God ons die instruksies gee. Hy vra dat ons in opregtheid sal begin leef, dat ons in liefde sal leef, dat ons in afhanklikheid voor hom sal leef. Want sien, as ons reg doen, liefde betrag, en elke dag in ootmoediging met hom wandel, dan beteken dit dat ons elke dag van ons lewe kies om sy pad te volg, en dat ons sy hand herken in alles wat ons doen. As jy vanmôre dalk hier sit en jy sê, ja, my lewe voel bietjie gebroke, ek voel vanmôre dalk onseker. Onthou, net soos die kind wat ons vanmôre aan die Here opgedra het, staan elkeen van ons onder God se beskerming en leiding. Elke stap van reg, elke daad van liefde, elke oomblik van ootmoediging, daardie afhanklikheid is 'n bewys van God se genade in jou lewe. Ons is nie net geseën nie. Elkeen van ons wat hier sit, het nie net God se seën in ons lewens ontvang nie, ons is ook gestuur. Gestuur om die lig te wees in hierdie donker wêreld, om hoop te bring waar daar wanhoop is, en om sy liefde uit te leef waar mense dit die nodigste het. Mag hierdie woord wat ons vanmôre hier hoor uit Micha, mag dit nie net 'n woord wees wat ons oë oopmaak nie, dat ons weer sal sien wat die Here van ons vra hoe ons moet optree nie. Mag dit vanmôre 'n woord wees wat jou hart oopmaak. Mag dit jou hart aanraak, dat jy vanmôre opnuut kan hier staan en sê, Here, ek weet dat my hele lewe is maar net, alles wat ek het is in u genade wat ek dit ontvang het. Ek verdien niks van dit nie. En mag dit wees dat ons dit so sal glo, dat ons onder God se seën leef uit die genade wat ons ontvang het. Dat hierdie woorde van Micha in ons lewens elkeen waar sal word. Want sien, as jy in daardie dankbaarheid leef, omdat jy weet dis net genade, dan begin jy om reg te doen. Dan begin jy om liefde te betoon, en dan leef jy in nederige afhanklikheid van God. Mag dit vanmôre wees dat hierdie woord ons so aanraak, dat elkeen van ons vanmôre opnuut sal sê, Here, ek wil nie net die woorde van Micha hoor nie. Ek wil nie die woorde hoor wat u daar vir Micha gegee het om vir die volk te gee oor hoe hulle moet leef nie. Ek wil dit nie net hoor nie. Ek wil dit my lewe maak. Ek wil in alles wat ek optree in geregtigheid wandel. Elkeen van ons wat vanmôre hier sit, moet eerlik wees. Is daar iets in jou lewe wat dalk op die oomblik nie so is nie? Waar jy nie wandel soos God van jou verwag nie? Word vanmôre stil en sê, Here, ek wil omdraai en ek wil op die pad gaan. Is daar dalk vanmôre in jou lewe waar jy nie liefde betoon soos God dit van jou vra hier nie? Sal jy vanmôre stil word en erken, Here, ek het meer liefde in my lewe nodig, liefde soos u liefde, daardie liefde wat nie net lief het wie my lief het nie, maar wat lief kan hê, selfs die wat moeilik is om lief te hê. En sal jy op die punt kom waar jy kan sê, Here, ek wil van vandag af weer nederig in afhanklikheid saam met u wandel, elke liewe oomblik van my dag. Want elkeen van ons wat dit weet, sal besef, ons kan nie op ons eie nie.
Maar die wonderlike is, vanmôre sê die Here net soos wat hy vir daardie volk gesê het, kom terug en doen die drie dinge, en ontvang my seën, en leef in vrede en vreugde, want dis hoe ek wil hê julle moet leef. En mag dit vir elkeen van ons so in ons lewens wees, dat ons sal kies om te leef soos wat God in Micha 6 vers 8 van elkeen van ons vra. Amen. Hemelse Vader, vanmôre kom ons en ons word stil voor U. En Here, en U kom in hierdie gedeelte en U wys vir ons, U soek nie groot offers van ons nie. U soek nie hierdie dade wat ons meer probeer om U guns te wen nie. Nee Here, U kom opnuut vanmôre en U sê vir elkeen wat vanmôre hier sit, kom en gee jou hart volkome weer oor. Kom en sê, Here, ek het U nodig. Ek kan nie op my eie nie. Ja Here, daar's dalk dinge in ons lewens wat nie in plek is nie, waar ons nie so in geregtigheid leef, soos wat U van ons vra hier in Micha nie. Here, kom ons staan vanmôre stil. En as daar iets in ons lewe is wat ons moet regmaak, dat ons ook so kan lewe dat U van ons sal sê dat ons reg doen. Here, as daar in ons lewe plek is waar ons nie lief het soos wat U van ons vra nie, dat ons vanmôre sal stil word en sal sê, Here, kom maak my hart weer oop vir U liefde, en omdat ek U liefde en U genade beleef, kan ek nie anders as om daardie liefde uit te leef nie, want dis wat U van my vra. En ja, Here, dat ons in nederigheid en afhanklikheid saam met U sal stap. Here, hoeveel keer kom ons in ons lewens op 'n plek waar ons maar net dink ons kan self hierdie lewe aanpak, ons eie planne maak, ons eie raad volg. En dan sien ons ook die gevolge. Here, laat ons vanmôre weer opnuut kom en sê, Here, ek wil in ootmoed saam met U wandel. Ek wil in nederigheid saam met U wandel. Ek wil my trots eenkant toeskuif en ek wil weer erken, Here, ek het U nodig. Sonder U kan ek hierdie lewe nie godsvrugtig leef nie. En daarom is my gebed, Here, dat U sal gee dat hierdie boodskap van Micha 6 vanmôre elkeen van ons se harte sal aanraak. Dat elkeen wat hier uitstap vandag 'n begeerte sal hê om reg te doen, om lief te hê en om in nederigheid die pad saam met God te stap. En ek bid dit en vra dit vir elkeen hier vanmôre in Jesus naam. Amen. Strome van see en van bowe, dit het die liefde beloof. Heerlike tyd van verhooging vloei uit ons eiland en hoog. Strome van seën geef aan die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, schenk ons die strome, o Heer. Strome van seën van bowe, daal met verfrissing tans neer. Schenk uit die hemelse volheid, schenk ons 'n oorvloed, o Heer. Strome van seën, geef aan die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig,
seën, gee van die volheid ons ween. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome o Heer. Strome van seën van bowe, gee dit al voller o Heer. Dorstig en bidende wagens, word hier verheerlik o Heer. Strome van seën, gee van die volheid ons ween. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome o Heer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome o Heer. Soos wat ons hierdie woorde in hierdie laaste lied sing, skenk ons die strome van seën, o Heer. En mag dit wees dat as ons vanmôre so stil word, en dat elkeen van ons weet dat ons die woorde van die Here hoor, wat hy in Micha 6 vers 8 vir ons sê, wanneer hy vir ons dit so mooi saamvat. Leef getrou in God se geregtigheid. Leef met liefde, God se liefde. En leef in nederige afhanklikheid met God. Wandel saam met God. En die strome van seën sal oor jou uitgestrooi word, sal oor jou uitgegiet word. En daarom is my gebed vanmôre vir elkeen van hier dat ons hier sal uitstap en dat ons die strome van seën in ons lewe sal beleef. Omdat die Here na ons lewens sal kyk en sal sê, hulle doen wat ek van hulle vra. Hulle vertrou my met alles in hulle lewe. En daarom is my gebed vanmôre dat elkeen hier so sal uitstap en God se seën in hulle lewe sal beleef. Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre hier bymekaar kon kom. Dankie Here dat ons 'n kind aan U kon toevertrou. Dankie Here dat ons elkeen voor U kan kom staan en dat elkeen van ons kan weet dat U 'n plan en 'n doel met ons het. Maar ja Here, dat U vir ons vra om vanmôre werklik te kom en na ons eie lewens te kyk en dat ons met getrouheid sal optree, met liefde en met 'n totale afhanklikheid die pad saam met U sal stap. Dankie Here dat ons daardie wete het, dat ons as ons so ons lewens volkome in U hand plaas, dat daardie strome van seën 'n werklikheid in ons lewe sal wees, waar ons die vreugde en die vrede sal beleef. Want dit is wat U vir elkeen van ons wil gee. Wees U met elkeen vandag waar ons hier uitstap, Here. Seën U elkeen van ons om uit te gaan en te gaan leef soos kinders van die lewende God. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Almal word genooi om 'n koppie koffie saam hier in die saal te kom drink. Dankie. And I understand the ways that you see to love me so, and just how